So aan die einde van die een week en die begin van die volgende. En die begin van hierdie week is ook nou natuurlik die begin van Groot Lydingsweek. Almal het, vertrou ek, op die sosiale media al die goed gekry rondom Groot Lydingsweek en al die dinge en die program vir die week. Ek sal net nou, wanneer ons die afkondigings doen, sal ek er iets meer daaroor sê. Maar vanmôre is Palm Sondag, die begin van Lydingsweek, die laaste Sondag in Lydingstyd. En ons begin vandag met ons reeks wat ons hierdie hele week gaan, waaroor ons hierdie hele week gaan gesels, dis die 7 kruiswoorde van Jesus. Ons teks daarom vanmôre is uit Johannes hoofstuk 19 vers 17 tot 30. Dis een van die tekste wat ons in behandeling gaan neem. En so 'n bietjie terugdink aan net mooi wat hierdie week alles gebeur het en afgesien daarvan ook min of meer ons aandeel aan dit wat hierdie week histories sou gebeur met Jesus. Voordat ons verder daaroor gesels, dan nou net 'n bietjie inleidende inligting oor Groot Lydingsweek juis en oor hoe ons dit gaan hanteer hierdie week. En maandag tot woensdag, weet julle nou, gaan ons die erediens digitaal uitstuur. Dis nou nie volledige erediens met sang en alles nie. Maar ons gaan dit digitaal uitstuur en dan donderdag, Vrydag en dan natuurlik Sondag het ons 'n insit erediens. Nou donderdag, Vrydag en Sondag is deel van die Triduum. Julle kan hoor in die woord, dit beteken eintlik drieledig. Dit is alles deel van een lang erediens. So die erediens begin donderdag en dan eindig dit Sondag. Saterdag nou natuurlik uitgesluit, stil Saterdag, want dit is die dag waar die Here in die graf sou wees. En dan daardie Sondag is dan nou Paaszondag, wat ons nou Paasfees vier. Nou gedurende die week met die digitale versending van kom ons sê nou maar die oordenkings, gaan ons dit aan die hand van die Lectio Divina doen. Die Lectio Divina, die ken julle daar nou al redelik so bietjie hier. Daar's 'n paar gedeeltes daaraan verbonde. Jy die meditatie gedeelte wat ons eers stil word, en dan het ons die radio gedeelte. Dit is die gedeelte waar tydens ons dan die teks lees en daaroor nadink, en dan die contemplatio gedeelte wat ons dan weer nadink oor ons ervaring en weer bietjie stil word en so. En dan gaan daaroor ook nou sekere elemente gaan herhaal word, soos onder andere die teks wat ons lees en dis meer. Maar dit is nou alles tydens die digitale versending wat ons gaan uitstuur. En dan die Triduum, dit is nou die volgende naweek, donderdag, Vrydag en Sondag. Sondag se Paasfeesdiens. Ek weet dat hier voorheen 'n gebruik was dat daar met Paaszondag 'n sonsopkoms erediens is, maar met die dat hier so min mense is, so baie mense wat ek van weet, is weg daardie naweek met, of vir die naweek of vir vakansie, of wat ook al die geval mag wees, het ek toe nou gedink, ons hou dit maar by 10 uur, soos wat die erediens nou gewoonlik is, anders ons sou in elk geval 2 eredienste gedoen het, maar dan is hier tydens die 6 uur diens 3 mense, en tydens die 10 uur diens dalk 10 mense. So kom ons hou dit dan nou maar eerder by 10 uur, en dan hopelik is al 13 dan op inslag by mekaar. Nou, vandag is nou, soos ek gesê, die 6de Sondag van Lydingstyd, en ook dan nou die begin van Groot Lydingsweek. En dit is nou die hoogtepunt van Lydingstyd. Dit is wanneer daar in Groot Lydingsweek, daar 'n klomp groot gebeurtenisse plaasgevind het, in daardie laaste week van die aardse lewe van Jesus hier op aarde. En is die fokus daarvan natuurlik tweeledig. In die eerste plek is die fokus op die lyding wat die Here Jesus Christus namens ons deurgegaan het, maar ook die triomfantlikheid
van Jesus. Wat te midde van die gebeure, het Jesus triomfantlik uitgestyg as die Here, die saligmaker, die redder, die gesalfde, die Messias, bo dit alles. En uiteindelik is die hoogtepunt daarvan natuurlik opstanding van Jesus Christus op Paaszondag. En daarom is deel van hierdie terugdink aan dit wat die Here Jesus deurgegaan het, sy lyding, deel van daardie terugdink is natuurlik ook boonbehalwe ons eie aandeel aan die lyding van die Here Jesus Christus, ook ons erfenis aan die triomfantlikheid van Christus. En soos wat Paulus ook gesê, ek is dood, maar ek lewe saam met Christus. En dit is nou natuurlik as gevolg van en te danke aan dit wat die Here Jesus Christus bereik het die dag toe hy uit die graf het opgestaan het. Nou met dit alles saam, lees ons dan nou Lukas 19 vers 28 tot 40 oor die gedeelte wat handel spesifiek nou oor die intog van Jesus in Jerusalem, wat dan nou Palmsondag ingaan. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem. Toe Jesus naby Betfage en Betanië naby die Olyfberg kom, stuur hy 2 van sy disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar oorkant. By die ingang sal jy 'n vasgemaakte donkie vol vind waarop niemand nog ooit gesit het nie. Maak hom los en bring hom hierheen. As iemand julle vra, waarom maak jy die donkie los? Moet julle so antwoord: die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, het daarheen gegaan en dit aangetref, soos hy vir hulle gesê het. Toe hulle die donkie vol losmaak, vra die eienaars vir hulle: waarom maak julle die donkie vol los? Hulle het geantwoord: die Here het hom nodig. Hulle het toe die donkie vol na Jesus geneem. Hulle het hulle boklere oor die donkie vol gegooi en Jesus laat opklim. Soos wat hy ry, het hulle hulle boklere op die pad voor hom oopgesprei. Toe hy al naby die afdraande teen die Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep: geseënd is die koning, hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Sommige van die fariseërs en die skare het egter vir Jesus gesê: meester, berisp die disippels. Maar hy het geantwoord: ek sê vir julle, as hulle stil sal die klippe dit uitdoen. Ons gaan nou voortgaan met ons een voorsanglied. Dit is die bekende Vlam 171, die Afrikaanse weergawe van Hosanna in the Highest. Maar voordat ek nou hier afklim en ons nou dit gaan sing, verskoon my, ek gaan net gou nuwe batterye en so kyk vir jou. Dit help. Sal jy asseblief my presenter gaan maak? Laat Wynand dit doen dat jy daar kan bly sit. Ons almal ken die lied, ten minste die Engelse weergawe daarvan. Jan de Wet het die Afrikaanse woorde geskryf.
Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied lekker saam. Hoe klink dit my gitaar kom nie deur? Yes. Ons het nou reeds gesê oor groot leidersweek, so ek gaan nou nie dit weer herhaal nie. Daar is koffie en tee na die tyd, voor die tyd en natuurlik na die tyd. So as julle asseblief julle is welkom om saam met ons net 'n paar minute te kom kuier oor 'n lekker koppie koffie so na die erediens. En dan het ons nou 'n klomp goedjies wat op hierdie stadium nou voor die deur lê. Een daarvan is nou natuurlik die kaartjies wat jy kan koop vir die slagkos wat gewen kan word. Die kaartjies is R100 per kaartjie. En jy kan dit by julle die Hakens koop of dan natuurlik die kerkkantoor. En dan die trekking
en die aankondiging van die wenner is die 24ste Mei, wat nou dieselfde dag is as die beesterkete. Nou die beesterkete is R100 vir kinders onder 10 en R150 per volwassene, met ander woorde almal bo 10, en dit is dan nou direk na die erediens daar die Sondag, en dit is ten bate van die barmhartigheidsbediening. Nou ek sien vreeslik uit daarna, en ek is baie lief vir beesterk, en ek neem aan die meeste mense hier is lief vir beesterk, en dit is nou lekker tradisioneel met of stampies of rys, en 'n gebakte groentegereg, en dan natuurlik slaai en 'n weerdag nagereg ook wees. Warm nagereg met vla. So asseblief kom kuier saam met ons daardie dag, en indien julle belangstel om die beesterkete by te woon, kan julle asseblief of julle ouderlik of die diaken laat weet, en laat weet hulle nou weer vir tannie Meisie, sodat die dames kan begin beplan rondom die hoeveelhede. So asseblief laat weet nou al reeds of julle die dag daar gaan wees al dan nie, sodat die dames kan begin beplan. Ons het verjaarsdae hierdie week. Die een is Sarel Potgieter, wat vandag verjaar, nie hier nie, en dan Johanay Marshall, ek het ook nie gesien nie, sy het jaar 31ste, Sarel Kok, hy is nie, hulle is op verlof, en dan Hein Burger, wat die tweede verjaar, en Andre Danne, wat die derde verjaar. Andre is ook nie hier. Niemand, dit is 'n cheap ronde môre. Ons sal dit namens hulle in ontvangs. En dan wil ons tog vra die voorbring, ons dink op hierdie stadium aan Lorraine Rousseau en haar familie met die afsterwe van haar moeder. Ons het almal hier daar geken, want die Lida sy daar agter altyd gesit in die rolstoel. Haar roudiens is dinsdagoggend, komende dinsdagoggend om 11. En dan Sarel Kotse, wat daar agter by ons eie is. Hy het baie erge gordelroos, en hy het gegaan vir behandeling, en dit het toe nou op 'n stadium beter gegaan, en toe slegter, dit gaan nou weer beter, maar hy is, wat eintlik vreemd is aan hom, op hierdie stadium amper heeltyd bedwend, of in sy kamer, want dit is verskriklik seer, dit is sy hele lyf oor, so ons dink asseblief van hom, maar hy is besig met behandeling, en dit gaan al reeds beter, hy lyk ook al klaar beter, so ons hou asseblief aan hom van te bid. En dan Annemarie Lou, en dan die Hannetjie van Wyk, wat hier onder bly, asseblief van daardie mense dink in voorbring, wanneer julle in julle binnekamer met die Here gesels. Dis dit vir die afkondigings nou. Ons aanvangswoord vanmôre is responsories. Dis aan die hand van lied 118 se vers 7. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Kom laat ons juig, want God is goed. Hy wat in nood oor ons gewaak het, laat ons hom in sy huis ontmoet. Vra dat hy voorspoed gee, loof hom, vra om sy redding, kom juig saam. Kom laat ons juig, want God is goed. Wees bly en prys wie in sy naam kom. Ontvang sy seën en prys sy naam. Kom laat ons juig, want God is goed. Here gelowiges, die God wat alles in stand hou en in wie se naam ons by mekaar kom, is self ook vanmôre hier. En dit is dieselfde God wie ons ken as die Here Jesus Christus, wat vandag, duisende jare terug, sy intog in Jerusalem ingegaan het, toe die mense gesing het, geprys het,
Loof hom wie kom in die naam van die koning, prys sy naam. En in sy naam, hier dieselfde naam, is ons hier, en kan ek julle ook dan groet vanmôre. Medegelowiges, ek groet julle in die naam van God die Vader, die naam van ons Here Jesus Christus, en die Heilige Gees. Amen. Ek gaan nou die 6de lydenskers uitblaas, en dan is dit nou die laaste een, voordat die kers op Goeie Vrydag uitgeblaas word, wat dan nou aandui dat al die kerse uitgedoof is, en terwyl ons dit doen, gaan ek dan ook geleentheid gee vir ootmoediging en stil gebed. Here, ons wil saam met die skare in Jerusalem vanmôre juig en sing en U naam erken deur eer betoon, deur te sê, loof hom weer die naam van die koning. U is immers eintlik self ook die koning. En daarom wil ons saam met die gerubs om die troon sê, prys die Here, alles wat asem. En wil ons ook vanmôre op 'n manier ons offers bring, ons lewens voor die voete kom neerlê, soos wat die skare daardie dag die palmtakke en hulle klere voor die voete kom neerlê het. Here, kom ontmoet ons asseblief hier waar ons vanmôre by mekaar is as 'n gemeenskap van gelowiges. Here, ons smag daarna om 'n persoonlike ontmoeting met U te hê 'n goddelike ervaring. Ons bid, Here, dat U daarom self met ons sal kom praat deur die woord. Dat ons sal bewus wees daarvan, Here, dat ons U stem hoor. Hier in die diepste binneste van ons menswees, daar waar selfs die beste klanktoerusting nie kan kom. Want U, Here, U is tog met ons besig, juis om die kleinste deeltjies van ons lewe, nie net in die groter dinge van die heelal. En daarin erken ons U mag en U majesteit tot in alle ewigheid. En bid ons, kom praat, Here, U kinders luister. Amen. Die een teks wat ons nou gaan lees is Johannes 19 vers 17 tot 30. Dit is dieselfde teks waarmee ons gaan besig wees die hele week, afgesien van die ander tekste ook. En dit is nou natuurlik wat 'n paar van die hoofmomente van die kruisgebeure aandui vanuit die Johannes Evangelie. Jesus het self die kruis gedra en het uitgegaan na die sogenaamde Kopieplek, in Hebreëus Golgotha genoem. Daar het hulle hom gekruisig en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jesus in die middel. Pilatus het ook op die kennisgewing laat skryf en dit aan die kruis vasgeverf. Daarop het geskryf gestaan, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie kennisgewing gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad gebeur was.
Dit was geskryf in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die leier priesters van Jode sê toe vir Pilatus, moenie skryf die koning van Jode nie, maar dat daar iemand gesê het, ek is die koning van Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het ek geskryf. Toe die soldate Jesus gekruisig het hulle sy boorkleed geneem en dit in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel, en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos, van bo tot onder aan een geweef. Hulle sê vir mekaar, laat ons dit nie skeur, maar dood wie dit moet kry, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my boorklere onder mekaar gedeel, en oor my klere het hulle die lot gewerk. Dit is wat die soldate toe gedoen het. By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, is ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is die seun. Daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipels haar in sy huis geneem. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en sodat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors. Daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit om 'n spons vol suurwyn op 'n marmelientak en bring dit na sy mond. Toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy kop vooroor gebuig en sy gees oorgegee. Vorige keer, toe die ding so gemaak het, nee? Toe het ons in die week na hom gekyk. En soos wat die lot het nou wil hê, as ons deur die week die ding nagaan en na hom kyk, dan bekeer hy absoluut niks. Ek kan dit dans en ek kan doen net wat ek wil, dan maak hy nie gelyk nie. En dan kom ek hier Sondag met die vertroue dat alles reg is, en niemand vat daaraan nie, niemand doen niks daaraan nie, sit ek hom aan en dan doen hy dit. Kom, sê my was. In elk geval, okay. So, ons almal ken van beroemde laaste woorde. Dit is nou in Engels famous last words, né? En ons almal het sekerlik nou al op sosiale media of in 'n boek of iewers dit al gelees, of selfs dalk in jou eie lewe het jy al iewers beroemde laaste woorde gehoor van iemand. Dit is nou natuurlik die laaste woorde wat iemand sê voordat hulle nou saggies heen gaan, né? En partykeer eintlik gewoonlik is dit sulke stowwerige klisjées. Dit is so oninteressant soos 'n telefoongids. Maar dan kry jy ook nou natuurlik wel daardie beroemde laaste woorde wat baie inspirerend is. Nou, van hierdie oninteressantes, generaal John Sedgwick, voordat hy toe nou, soos wat met daai gedig, ek weet nie, het julle daai gedig gedoen op skool? Do not go gently into that good night. Nee? Het julle daai gedig gedoen? Het julle dit al gelees? O, magtig. Daar is so 'n gedig. In 'n geval, voordat hy nou so saggies heen gegaan het, toe het hy gesê, they couldn't hit an elephant at this distance. Net daarna, oomblikke daarna, is hy op die plek Whitworth, net onder sy linkeroog doodgeskiet. Op daai distansie wat hy nou sê, ek kan nie jou so olifant op die distansie raakskiet. Pankow Villa, nou Pankow Villa ken julle almal,
Dit is die ander naam. Kyk, as jy nou die Franse revolusie, eintlik die Meksikaanse revolusie, as ek daai woorde sê, jy kry daai prentjie van daai ou wat op die voorblad is met die hoed wat so skuins gestaan het, né? Julle almal weet nou van wie ek praat. Eintlik sy regte naam was Pancho Villa. En sy laaste woorde was, "Don't let it end like this. Tell them I said something interesting." En Lord Byron, hy was 'n baie bekende digter, hy het gesê, "Now I shall go to sleep. Good night." En toe nou weer. Nou van die meer interessante en meer indrukwekkende en inspirerende laaste woorde was onder andere Thomas Edison. Julle weet wie is Thomas Edison, hè? Wie was Thomas Edison? Jy het geleer van hom. Ek het jou maat jou gehelp daarmee. Wie van kan jy onthou wat Thomas Edison? Klein Rousseau? Kan jy nie onthou nie? Dames en heren, ons moet ons stoel help. Okay. Laat ek 'n groep onderwyser is, kan ek jou van. Wie was Thomas Edison? Een wat die goeie naam ontwerp. Baie dankie tog. Ten minste is die skoolgeld die moeite werk vir onderwysers. In elk geval, hy het gesê, "It is very beautiful over here." En ou Henry, die Amerikaanse skrywer, hy het gesê, "Turn up the lights. I don't want to go home in the dark." Dis nou nogal mooi, né? En so gepraat van bekende laaste woorde, is natuurlik die 7 kruiswoorde van Jesus, al onbekend deur die hele wêreld en deur die hele geskiedenis. En sommige van die kruiswoorde kry in een evangelie, ander kry in 'n ander evangelie, sommige daarvan kry in al die evangelies, maar as jy dit bymekaar sit, dan is daar die 7 kruiswoorde. En Jesus se laaste woorde is eintlik ikoniese oorwinningsverklaringe. Dis nie, sit asseblief die ligte aan, want dis donker nie. Dis oorwinningsverklaringe. Soveel so, dat ons vandag nog steeds teologiese gesprekke hieroor kan hê, tot in lengte van dae, tot die wederkoms toe, en ons gaan nog steeds nie die diepte daarvan ten volle kan bepaal. En vir Jesus se volgelinge, wat nou ek en jy is, nie net die disippels en almal wat daar om die kruis was, toe hy het gesê, en vir ons ook, is dit eintlik rigtingwysers vir ons lewe. Hierdie rigtingwysers wat Jesus gee, so vir oulaas. Nou kyk, Jesus was die grootste, mees suksesvolle bekende leermeester ooit. Selfs die wat nie in Jesus glo nie, en wat sê dat hy maar net 'n bekende profeet was, erken die feit dat hy 'n dinamiese leermeester was. En selfs aan die kruis het hy die geleentheid gebruik om mense nog steeds te leer van die evangelie, die koninkryk van God, die almag, die soewereiniteit van God. En in hierdie kruiswoorde is die eerste kruiswoord gelees wat ons kry in Lukas. Daar lees ons, hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word. En met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het besluit om aan hulle eis, dat daar aan hulle eis verdoen moes word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat. Dis nou Barabbas, nie? Soos hulle geëis het, maar vir Jesus het hy uitgelewer, soos hulle wou hê. Toe hulle by die plek kom wat Golgotha genoem word, Golgotha,
het hulle hom daar saam met die misdadigers gekruisig, een aan sy regter en die ander aan sy linkerkant. En terwyl hulle besig was om hom te kruisig, toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het sy klere verdeel deur te dood. Dit was die eerste van die kruiswoorde. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou vergifnis, vriende, is een van daardie temas waaroor almal een of ander opinie kan lewe. Vergifnis en om te vergewe word so maklik aangehaal en so maklik oor gepraat, terwyl die impak daarvan en die gewig daarachter so groot is, dat ons eintlik nog steeds nie heeltemal verstaan wat dit beteken, wat die omvang daarvan behels. Vergifnis is tot 'n groot mate vir myself. Terwyl ons tradisioneel geleer is om iemand anders vry te spreek. Ja, jy spreek iemand anders vry, nie omdat jy deur jou onvergifnis een of ander mag oor daardie persoon se lewe het, maar eerder vir jouself. Jy spreek iemand anders vry vir jouself, sodat jy oor dit kan kom en jy nie meer daardie bagage sal met jou vir hom te dra. In wese, in basis, is dit eintlik mos nou maar waar dit neerkom. En ons almal het hierdie behoefte aan vergifnis. Het sy vir onsself of van iemand anders af om ons te vergeef. En in lydenstyd word ons erg gekonfronteer daarmee, dat ons hierdie aandeel het daarin, dat Jesus uiteindelik in hierdie laaste 7 dae die lyding moes ervaar wat hy gedoen het. En dan is dit baie maklik om te verval in hierdie selfverwyd, geestelike selfverwyd. Want ek en my sonde, en dit wat ek gedoen het, selfs al leef ek duisende jare na Jesus, het nog steeds aandeel van dit wat daar gebeur het. Dis onder andere hoekom ons die nagmaal vier, dit is ons erken op daai manier ons aandeel daar. En afgesien van dit waarmee ons gekonfronteer word in lydingstyd en ons aandeel aan die lyding van Jesus Christus in 'n groot lydingsweek, weet ons tog almal van ons dat nie een van ons is perfek en fouteloos nie. Almal van ons maak maar ons foute. Almal van ons stel iemand op die een of ander manier op 'n spesifieke stadium in ons lewe te leer. Het al, doen dalk nou en gaan definitief ook in die toekoms weer. As ek nou sou kon sê, kom ons gee vir mekaar voorbeelde van wat ons nou weet, waar ons al iemand teleurgestel. En ek dink die meeste van ons sou begin het met, toe ek klein was, het ek my ma. En dan sou jy kon 'n paar geleenthede oproep waar jy uiteindelik toe nou daarvoor geboet het met of 'n plakkie of 'n houtlepel of 'n plakhand of iets. Vandag se kinders sal net sê, toe is my selfoon weg. So is almal van ons bewus van sekere dinge in ons lewe wat ons al gedoen het, dalk tans doen en nog gaan doen, waaroor ons nie trots is nie. En waarvoor ons vergifnis of nodig gehad het, of tans nodig het, of nog gaan nodig het. En dit is gewoonlik daardie vergifnis wat ons, of die behoefte aan vergifnis van iemand anders af, om my te vergewe. En dit gaan gewoonlik gepaard daarmee, dat jy jou trots in jou sak druk, en nou iemand toe gaan en sê, luister, ek is jammer, ek het een of ander fout gemaak, of ek het verkeerd gedoen, of ek weet nie wat ek verkeerd gedoen het, sê dit vir my, help my sodat ek kan verstaan, sodat ek kan regmaak en ek kan om verskoning vra. Hoe dit ook al sê, dit beteken dat jy trek jou trots in jou sak. Dan is daar ook nou natuurlik die kere wat jy die behoefte aan vergifnis het, om jouself te vergewe. Dit gebeur baie meer
as wat ons bereid is om te erken. Ons is nogal geneig daartoe, wanneer ons vir onsself kwaad is vir die een of ander rede, soms baie belaglik, maar vir onsself kwaad is, dat ons onsself langer kastei, as wat dit werklik nodig is. Eintlik is dit glad nie nodig, in die eerste plek nie, maar dan kastei ons, dan is dit 'n geween en 'n gekners van tande, en dit is, ek gooi vir myself, ek drink tee, want ek hou nie van tee nie, ek drink eerder koffie, en ek eet hoender, terwyl ek eintlik rooi vleis wil hê, net om myself te straf. Daai is die goeders, of ek gaan sit in stilte, en ek luister allerhande tranentrekkerige musiek, want ek hou daarvan om dan op daai stadium my emosionele vraag te wees, sodat ek myself kan jammer kry, en in die loop kry iemand anders my jammer, en dan op die einde van die dag, na 2 of 3 dae weet jy nie eers meer hoekom. Dit gebeur. En as ons nou eerlik is met mekaar, van almal van ons vir mekaar, ons koppe kan skud vanmôre en sê, ja, ons ken dit. En daardie behoefte van vergifnis teenoor onsself bestaan ook wel. En dan in albei daarvan akkumuleer op die punt waar ons na die Here toe wil gaan en sê, Here, vergewe my asseblief. Waar ons God se vergifnis na smag. Of dit nou is omdat ek iemand anders te nagekom het, en of dit is omdat ek myself nagekom het, of dit is omdat ek die wêreld of die koninkryk te nagekom het. Elke keer eindig dit daarby, dat ons na God toe gaan, en vir God vra, om ons te vergewe. En wanneer ons al hierdie goeders, waarvoor ons graag vergifnis wil, as ons dit sou neerskryf op papier, of dalk 'n boek, of wat ook al, en ons sou dit in die muur vassit, dan is die verlange, dat ons 'n pa sou hê, wat sê, dis okay. Kom ons van daai papier, ons haal dit af van die muur af, ons vrommel dit op, ons gooi dit in die vuur, is gebrand, is verby, is weg. Is nie meer deel van jou lewe nie, is nie meer deel van my lewe nie, is glad nie meer deel van enige ander of enigiets. Dis oor en uit vir my. Kom ons kom oor dit. Dis wat ons graag wil hê. Want vreemd genoeg is dit een van die belangrikste kenmerke van liefde, is om te kan vergewe. Een van die mees uitstaande kenmerke in 'n verhouding, 'n gesonde verhouding, is wanneer mense mekaar kan vergewe. So, daarom is die behoefte, wanneer ons dan na God toe gaan, en ons gee vir hom hierdie nota, of notas, oor die dinge waaroor ons skaam is, eintlik waarna ons smag is, God se liefde. God se liefde wat in werking tree, deurdat hy ons vergewe. Daarom is hierdie woorde van Jesus aan die kruis, het dit so groot impak. Want daardie woorde was nie net vir ons wat hom gekruisig het daardie dag. Daardie woorde, dit is goddelik, so dit echo tydloos deur die eeue heen teenoor enigiemand wat op enige stadium een of ander ding doen wat skade rig aan die koninkryk. God sê daarom, jy hoef jouself nie langer te vermartel nie. Ek vergewe jou. Ek wil vir jou 'n nuwe begin gee. En is dit baie belangrik dat ons dit vanmôre vir mekaar sê. God se vergifnis is nie afhanklik van jou belydenis nie. God vergewe jou ongeag
wanneer jy teenoor God bely, dan is dit die oomblik wanneer jy daardie vergifnis joune maak. Dit is die oomblik wanneer jy die werklikheid van die feit dat jy reeds vergewe is, dat jy dit besef en joune maak. Jy weet, ons almal sê, ons is reeds vergewe, dit is so. Maar jy weet nie dat daardie vergifnis joune is, totdat jy erken dat jy dit nodig het. So die vergifnis is reeds daar. Die belydenis is die oomblik waarin jy erken maak, ek maak dit myne. En, solank as wat ek dit myne maak, is God daar om elke keer vir jou die geleentheid te gee om nie te begin. Dit breek mense verhouding. Dit breek my verhouding. As ek daarom dink, dat God net aanhoudend vergeef. Dat God net aanhoudend weer 'n nuwe begin bewerkstellig. Iewers, ons redenasie sou wees, want almal van ons is mense, nie. Ons kom op 'n punt, almal van ons, waar ons vir mekaar sê, luister, ek is nou klaar. Dis nou genoeg. Ek gaan nou nie myself langer martel, of myself langer uitgee as 'n slaansak, of myself langer uitgee as 'n polbol, deur elke keer vir jou net 'n nuwe kans te gee, oor en oor en oor en oor. Iewers moet daar nou 'n lyn getrek word, dis nou klaar. God is nie so. God hou aan en aan en aan en aan tot in lengte van dae, tot die wederkoms toe hou om te vergeef. En elke keer wanneer ons na God toe gaan en ons maak hierdie vergifnis ons eie, dan gee hy vir ons 'n nuwe begin. Dit gaan ons verstaan te bowe, maar dit is die werklikheid. Dit beteken natuurlik nie, maar ons weet dit dat ons net kan aanhou om droog te maak en dan kan aanspraak maak op God se vergifnis en dan sê jy, okay, maar U het gesê jy hou aan ons. Dit is nie wat ek sê nie, glad nie. Dis nie hoe dit werk. Maar God bied aan ons hierdie nuwe begin en juis daarom, omdat ons hierdie nuwe begin het en ons dit ons eie maak, juis daarom tree ons daaruit op 'n nuwe manier. En dan is jy veronderstel om tog mos nou nie weer dieselfde fout te maak. God is in die vergifnis besigheid. Dis die wese van goddelike genade. Net God kan volledig vergewe. Net God. Kolossense 3 vers 13b herinner ons daaraan. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Dis waarna ons streef. Solank as wat ons nie daarna streef nie, en ons aan mekaar onsself aan bande laat lê, deurdat ons nie vergewe nie. Solank gaan ons nie daardie deel van God se vreugde en vrede kan ervaar. Ons weerhou dit van onsself, wanneer ons nie in dieselfde besigheid as God is. Wees realisties, wees van jou eie vergifnis bewus, so jy iemand anders vergewe, want jy vergewe iemand anders omdat jy weet dat jy dit ook nodig het. Bely jou gevoelens van weerwraak voor die Here. Vergewe die persoon en volg dit op met dade. Dit is soms so 'n kort proses. Dit aan mekaar geslaan. So 'n kort proses. Sodat jy weer die lewe in oorvloed kan beleef, soos wat God dit vir jou bedoel. Ek wil hiermee afsluit. Forgiveness found is because I exclude the enemy from the community of humans and myself from the community of sinners. Wees mooi, hoor mooi ons.
faal, omdat ek die een wat ek moet vergewe, uitsluit. Uit die gemeenskap, of die gemeenskap van mense, uit dit nie nodig. En omdat ek op daai stadium van mening is dat ek self nie vergifnis nodig het, want ek myself uit die gemeenskap van sondaars uitsluit. Wees mooi met ons dit. Dit is 'n ongelooflike groot treffer. Oordeel is gif in 'n mens se lewe en ook in ander se lewens. God is nie, vriende, die vyand van my vyand. God is nie eens die vyand van sy eie vyand. Ek wil hê julle moet vanmôre, dit is maar net 'n afsluit. Julle moet vanmôre hierdie saam met hulle vat. Al is dit een ding wat julle onthou is dit. Jesus eerste woord aan die kruis: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Wees ek en jy om dan nie te vergeef. Amen. Here, baie dankie dat U in die besigheid van vergifnis is. Dankie dat U ons vergewe, sodat ons ook kan vergewe. Wees U asseblief, Here, nie net vir ons die voorbeeld, maar die inspirasie daartoe, dat ons dit sal probeer doen soos wat U dit doen, aanhoudend voltoon. Here, ons erken dat ons dit nooit noodwendig heeltemal gereg kry. En juist daarom is ons afhanklik van U voorbeeld, van dit wat Jesus aan die kruis gedoen het en gesê. Here, juist in lydenstyd, wat ons bewus is van ons eie sondeskuld, wil ons, Here, vir U vra om uit daartoe bewus word, ons te leer dat ons daarom geen reg het daartoe om iets teenoor iemand anders te doen, om iemand anders nie te vergewe, om iemand anders te oordeel. Ons bid dit, Here, omdat ons weet dat dit slegs U is wat ons hiervan getuig. Ons bid dit in die heilige naam van ons Verlosser en Here, Jesus Christus. Amen. Ons gaan die dankoffers by die deure opneem, so ons gaan sommer direk oor ons slotsaam. Dis lied 510, vers 1 tot 4, die immer bekende genade onbeskryflik. Amen.
reis, ontdekkingsreis sal wees. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, lyding en nabyheid van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly, nou en tot in